Woordliefde, Bybelse liefde, goddelike liefde. Kom raak saam met my 'n paar oomblikke stil voor God en in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Kom ons nooi vandag opnuut die Heilige Gees om in ons tydelike aardse tentwoning, ons harte, binne te kom en die onbewerkte lande in ons harte te kom omploeg, dit te eg en te bemes, en dan sy goddelike saad te saai en dit te laat ontkiem in openbaringskennis. Om vandag opnuut aan ons te openbaar hoe groot en wyd God se liefde vir ons is, en wat God deur Jesus vir ons, namens ons en in ons plek, vir ons gedoen het, omdat hy ons so lief het, tot die dood toe lief het. Die Here sê vandag opnuut aan ons deur die woord, daar lê onbewerkte lande in sekere gedeeltes van julle harte, wat nog bewerk moet word. Maar, mooi woorde, goeie bedoelinge en vroom belydenisse kan nikszeggend wees, as dit die spiere kry nie. En die waarheid is dat ons moet leer om minder oor Jesus se trefferwoorde ons hande saam te slaan, ons monde te pruil en geluide te maak, maar ons moet meer daaromtrent doen. En dan vind ons dat Christen wees eise stel, want Bybelse liefde, Christelike liefde, goddelike liefde, is altyd veel eisend. En die vraag wat ek dan aan jou wil vraag, en jy kan jouself antwoord, kom daar uit Johannes 21, vers 15 tot 17. Net hierdie woorde. Jesus vra jou vandag, het jy my lief? Het jy Jesus lief? En ek is baie seker, jy sal ook soos ou Petrus daar, ja Here, ek het U baie lief, antwoord. Maar dan kom Jesus daar in Matteus 16 vers 15 en hy vra jou, maar jy, wie sê jy is ek? Ek gaan jou 'n paar goeie redes gee, hoekom ons Jesus die eerste plek in ons lewe moet gee. Want as God nie die eerste plek in ons lewe het nie, dan is daar nie plek vir hom nie. Want God is net tevrede met die eerste plek. Dit is hoekom hy sy seun vir jou sondes laat sterf het, sodat hy die eerste plek in jou lewe kan vul. God kan nie 'n tweede plek vul nie. Oordink dit rustig, wie en wat Jesus vir jou uit liefde gedoen het. Die liefdesinisiatief kom van God af. Liefde is nie 'n prestasie van die mens nie, maar dit is deur God begin, deurdat hy sy seun vir ons gestuur het. Sodoende het God vir die mens geleer wat liefde werklik is, en ook wat die intensiteit van liefde is, sonder enige voorbehoude. Jesus het immer sy lewe gegee om die ware betekenis van sy en God se liefde aan ons te verduidelik. Liefde is om deur die kruis van Jesus na mense te kyk. Sodra ons van die kruis vergeet, werk ons met 'n verkeerde definisie van liefde. Deur die kruis onthou ons hoe lief Jesus ons gehad het. En ons onthou dan ook dat dit is hoe God na ons kyk, deur die kruis van sy seun. Dus, as ons deur die bril van die Heilige Gees, deur die kruis na iemand anders kyk soos God na ons kyk, dan behoort ons 'n ander geredde kind van God se belange bo ons eie te stel. Dink net 'n oomblik. God het alle ongeredde mense se belange bo die van Jesus gestel. Dis wat Jesus vir jou en vir my aan die kruis gedoen het. Dit is liefde. Tot sover vandag, ons vervolg môre met deel 2 van woord liefde, goddelike liefde.
en wat alles met dit saamgaan. Hou my vas, Here Jesus, hou my vas. Ek vrees die duisternis, want dit word nag. Hou my vas, Here Jesus,